Geliefdes, baie welkom by ons erediens vanuit Psalm 57 vers 1 tot 12. Van vandag deur 'n Psalm, een wat Dawid geskryf het, en daarom voel alles wat ons doen vanuit die Psalms. En daarom begin ek vir ons met Psalm 71 vers 6. U is my hulp van my geboorte af. Reeds voor ek in die wêreld gekom het u my beskerm. 'n Wonderlike wete, geliefdes, en daarom kom groet die Here ons met sy seën vanuit Psalm 14 vers 5. Omdat God aan die kant van die regverdige is, sal daar niks kom van die planne teen die hulpelose nie. Die Here bly sy toevlug. Geliefdes, vandag, wanneer ons in die Psalms is, wil ek graag vir ons die Psalm lees, en dan gaan ons hom sing. So ek begin vir ons deur saam te lees Psalm 47 vers 2 tot 10. Al julle volke, klap julle hande, juig tot eer van God, met 'n jubelende stem, want aan die Here, die Allerhoogste, kom eerbied toe. Hy is die God, die groot koning, oor die hele aarde. Hy het volke aan ons onderwerp, die nasies aan ons onderhorig gemaak. Hy het ons besitting vir ons uitgekies, die pragtige land van Jakob, wat hy lief het. God gaan op na sy tempel toe, onder gejubel. Die Here gaan op, terwyl die ramshoring blaas. Prys God, prys hom met psalms, prys ons koning, prys hom met psalm. God is koning oor die hele aarde, sing vir hom 'n lied. God is koning oor die nasies, God is op sy heilige troon. Die leiers uit elke volk sal hulle vernietig met die volk van God, van Abraham. Die heerser van die aarde is onderworpe aan God. Hy is bo almal verheer. Geliefdes, kom ons sing saam, alle volke klap julle hande. Alle volke klap jou hande, juig tot eer van God. Verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing, dan saam loof en prys sy grote naam, want hy is koning ewe in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing, dan saam loof en prys sy grote naam, van die hemel koning skenk ons sy genade. Hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Die volke kniel, die nasies juig oor al sy skepingsdade. Sing en sing, dan saam loof en prys sy grote naam, want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing, dan saam loof en prys sy grote naam, van die hemel koning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy tempel en hy roep ons almal saam. Die skare juig en horens blaas, ons almal roem sy naam. Sing en sing, dan saam loof en prys sy grote naam, want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing, dan saam loof en prys sy grote naam, van die hemel koning skenk ons sy genade. Sing en sing, dan saam loof en prys sy grote naam, want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing, dan saam loof en prys sy grote naam, van die hemel koning skenk ons sy genade. Geliefdes, as wetgedeelte wil ek graag vir ons 'n Psalm lees, waar Dawid sê wat die wet vir ons beteken. Ek lees vir ons Psalm 19 vers 8 tot 9. Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevel van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. En geliefdes, weer eens 'n herinnering dat die wet van die Here wysheid is en dat dit iets is wat ons verlig, en ek hoop en bid dat u 'n vreugde sal vind daarin, dat ons dit ken
en dat ons dit sal doen. Volgende week lees ons dit weer uit Eksodus 20, maar vandag fokus ons net op die psalms. Liefdes, daarom wil ek nou laat ons saam sing, ek soek U, o God. Dit is Psalm 63, vers 1 tot 9. Ek lees dit vir ons. Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U, ek smag na U, soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek U prys. Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met jubelende mond. As ek aan U dink op my bed, oor U pyns in die nag, dan weet ek, U is my hulp. En dan juig ek oor U die beskerming onder U vleuels. Ek bly altyd naby U, U hand ondersteun my. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly. Ek wil naby U bly, want die liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys. My hande ophef om U naam te eer, want U is die lewe wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want die liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys. My hande ophef om U naam te eer, want U is die lewe wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees, om by U te bly. As ons die woord lees, kom ons bid saam. Ons magtige Vader, ons wil U loof en prys. Here, dat ons weet U is naby ons, dat ons weet U hand is oor ons. Weer en dat U ons so lief het, dat U ons vandag weer geroep het, en dat U Uself aan ons wil openbaar. Weer help ons om 'n werklike vreugde daarin te vind, om U te loof en prys. Here, dat dit vir ons 'n wonderlike voorreg sal wees. Weer kom verbly ons harte, kom verlig ons. Here, kom help ons deur alles waardeur ons gaan. Here, U naam is groot bo alle name. Here, U liefde is ondenkbaar, en ons dank U daarvoor, en ons loof en prys U. Here, help ons om vandag se gedeelte te verstaan. Here, kom verander ons harte al meer, kom verander ons wysheid al meer, dat dit al hoe meer in ons gedrag en gawes sal voorkom. Here, help ons om 'n lig te wees in hierdie wêreld en in hierdie omgewing, en wees ons tog so genadig. Here, ons loof en prys U. Ons bid dit nie dat ons enigstens dit verdien nie, maar alleen in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.
Geliefdes, die gedeelte wat ons lees is Psalm 57 vers 1 tot 12. Nou, hierdie is een van die gedeeltes, een van die psalms wat Dawid geskryf het toe hy in die spilonk was. Dus ons lekker, ons het dit nou gelees en nou lees ons die gedeelte, een van die psalms wat hy geskryf het toe hy daar was. In vrees en angs, maar tog in die Here se nabyheid. Vir die koorleier op die wysie van moet dit nie verwoes nie, van Dawid, 'n gedig na aanleiding daarvan dat hy vir Saul in die grot ingevlug het. Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U soek ek skuiling. Onder die vleuel sal ek skuil, tot die bedreiging verby is. Ek roep na God, die Allerhoogste, na God wat my help. Hy sal uit die hemel antwoord en my red. Hy sal die wat my jaag, die stryd laat verloor. God sal antwoord in sy liefde en trou. Ek is hier tussen leeu's, tussen mense wat my wil verskeer. Hulle tande is spiese en pile, hulle tonge is skerp swaarde. Toon die grootheid, o God, hoog bo die hemel, U mag hoog bo die aarde. Hulle het 'n stryk vir my voete gespan, hulle wou my breek. Hulle het 'n gat vir my gegrawe, maar self daarin geval. Ek voel weer veilig, o God. Ek voel weer veilig. Ek wil 'n lied sing, ja, ek wil sing. Ek wil vroeg opstaan met harp en lier. Wil ek die rooi dag wakker maak. Onder die volke wil ek U loof, Here. Onder die nasies U lof besing. Want U liefde reik tot in die hemel. U trou tot in die wolke. Toon die grootheid, o God, hoog bo die hemel, hoog bo die aarde. Loof en prys die Here, is ons tema vandag, geliefdes. Ons het Psalm 57 gelees. En die belangrike vraag waarmee ek graag wil begin is, geliefdes, hoe hanteer ons angstige tye? Jy weet, hoe bid ek in sulke tye? Het jy al ooit gevoel, ja, ek weet nie wat om vir die Here te sê nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie hoe die Bybel my dalk nou gaan help om beter te voel nie. Geliefdes, baie keer voel ons oorweldig. Enigeen van ons kan sê, daar was tye in my lewe wat ek oorweldig gevoel het, en gevoel het, ek weet nie wat ek kan doen nie. Soms wil ons saam met die psalmdigter in Psalm 13 uitroep, hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here, vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Het U dan geweet hoe om in hierdie angstige tye te reageer? Geliefdes, en dis waarvoor die psalms daar is. Vir ons te help in daardie tye om te weet hoe om dit te hanteer, te weet hoe om my gedagtes op die Here te fokus, te weet hoe om met die Here te praat in daardie tyd. En dit gee vir ons alles leiding. Nou, die psalm wat ons vandag gelees het ons gesê, Dawid sit in die grot, in die spilonk, en hy is in doodsgevare. En toe skryf hy vir ons hierdie psalm wat ons vandag gelees het. Daarom kyk ons in hierdie preek na die volgende 2 punte. Die eerste een is, God vorm ons met psalms. En dan die tweede een is, wat leer ons uit Psalm 57 uit van hierdie vorming en die worsteling, en wat se riglyne gee dit vir ons om hierdie tye te hanteer? Begin vir ons dadelik deur te kyk na God vorm ons deur psalms. Nou geliefdes, laasweek het ons afgesluit met Dawid en Saul, en ek herinner ons aan die belangrike dinge wat ons toegeleer het, wat ons vandag weer moet in gedagte hou wanneer ons hierdie psalm benader, en dit is, Saul het van die begin af 'n tekort gehad aan eer en ontzag vir die Here. Ons kon dit gesien het, toe hy begin het in sy koningskap, en hy bring 'n offer, hy was op pad om op te trek teen die vyande, en hy begin sien, maar die manne loop, en hulle raak ongeduldig, en hy weet die offer kan net profete bring, en hy raak ongeduldig, en hy wag nie vir die profeet om te kom nie, hy besluit sommer self, wie wat, ek gaan hierdie offer bring. So ons kan sien, sy ontzag, reeds van die begin af, was 'n tekort. Nou, daarenteen was Dawid daar, en jy weet, van die begin af kon sy ontzag en sy respek en sy eer vir die Here sien, toe hy vir Goliat sien, en hy sê, vra vir die manne, maar hoorie,
Ons staan dan nie in die naam van die Here, hoekom is julle so bang? Nee, hy het die Here geken. So van die begin af sien ons ook hierdie ontzag wat die Here, wat Dawid gehad het vir die Here. Nou geliefdes, ons het gesien, nee, die ontzag wat hulle gehad het, bepaal hoe die Here hulle hanteer het. Saul, omdat hy nie ontzag gehad het nie, het God hom gelos dat hy doen wat hy wil. Nee, en hoe hy toe nou al hoe meer en meer sy eie wil gevolg het, en so van. En Dawid het God weer op 'n heeltemal 'n ander manier hanteer. God het, as hy gesondig het God hom gaan tigtig en hom gestraf, sodat hy weer op die regte pad kon kom, sodat hy weer vir Dawid kon herstel in die ampt wat hy gehad het, wat koning was. Nee, nou geliefdes, weer eens is dit belangrik, nee, om raak te sien dat ontzag en respek vir God uiters belangrik is. En dit bepaal hoe God ons hanteer. Nou, hy gee die mens baie keer sy sin. Nou geliefdes, die belangrike vraag vir ons toe was om te vra, maar hoe wil ek nou hanteer word? Wil ek so Saul hanteer word wat God gelos het, dat hy sondig? En dit klink soos die lekker opsie. Nee, ek wil gaan doen wat ek wil. Ek wil nie God moet inmeng as ek op 'n sekere pad is en ek doen wat vir my lekker is en goed is nie. Baie keer wil mense voorhou asof dit so is hoe God ons hanteer, maar dit is nie. Of wil ek soos Dawid hanteer word, wat getigtig word, dat ons nie in selfvernietigende sonde toeneem nie, maar dat ons bekeer daarvan en dat God ons kan herstel. Nou vandag wil ek nie fokus op daai tigtiging tyd nie. Ons gesê net, soms het God vir Dawid getigtig en dit was die moeilike tyd waardeur hy gaan het, maar ander kere het Dawid deur swaar tye gegaan, nie omdat hy getigtig was nie, maar omdat God hom gevorm het. En ek wil op daardie gedeelte fokus vandag. Nou God het vir Dawid gevorm deur hierdie moeilike tye waardeur hy gaan, onder andere sy vervolging deur Saul. En uiteindelik word Dawid deur hierdie vorming die koning na God se hart, nee, die een wat God gesê die die appel van sy oog is. Hy was van die begin af nie. Nee, hy is so gevorm deur allerlei goed waardeur hy gegaan het. Nou wat een van die groot dinge is wat God gevorm het in Dawid, is hy het Dawid se beeld wat hy van God gehad het God gevorm. En hierdie beeld wat 'n mens van God het, is uiters belangrik. Nee, ons sal weet, as jy 'n beeld het dat God groot is, dat hy magtig is, dat hy heilig is, nee, dan sal jy in respek en eer teenoor hom optree, soos Dawid. As jy nie 'n goeie beeld het van God nie, dalk dat God groot is en magtig is, en dan gaan jy nie respek en eer vir hom het nie. So jou beeld van God is uiters belangrik. Nou, wanneer ons aan God dink, nee, dit is wat ons bedoel wanneer ons praat van die beeld van God. Nee, party mense sal sien, as hulle aan God dink, 'n pa wat kyk na sy kinders. Ander mense sal dalk dink, jy weet, God is 'n liefdevolle persoon. Ander mense sal dalk dink, God is 'n reëlmaker, wat kyk dat jy by die reëls bly. Nee, ander mense sien God op die troon, en dit wat hy doen, is hy laat al die mense wat nou oorlede is, voor hom staan, en hy oordeel hulle. Nou geliefdes, al hierdie beelde is beelde wat uit die Bybel uitkom. En dit is vir ons altyd baie belangrik, dat ons nie te veel na een kant toe neig nie. Ons moet al hierdie beelde wat ons van God gevorm het, moet ons saam aan dink. Want baie keer wat gebeur is, nee, ons dink net aan God se barmhartigheid en sy genade, dat hy liefdevolle Vader is. Nou, die gevaar baie keer, as ons net daarop fokus, dan begin ons al hoe meer God as 'n speelmaatjie sien. Nee, iemand, en dan verloor ons basies respek en ontzag. Die ander ding wat ons kan doen, dat ons God net sien as 'n reëlmaker wat oordeel en wat straf en tigtig. En as ons weer te veel daai kant toe neig, dan begin ons eintlik ook moedeloos word en ons lees in 'n ongesonde vrees, ons leef in 'n ongesonde vrees teenoor die Here, dat ons so moedeloos raak dat ons net God verlaat, nee, en nooit teruggaan as ons sondig pleeg nie, en ons onsself nie onderword, ons verhard. Nee, so dit is 'n ander gevaar wat kan gebeur as jy weer meer daai kant toe neig. So 'n gebalanseerde beeld
van God is baie belangrik. En hierdie beeld word die meeste gevorm wanneer ons deur moeilike tye gaan. Nou, ons lees elke week die 10 gebooie, en reeds in die 10 gebooie wys dit vir ons hoe belangrik die beeld van God is. En ek wil hier die vraag vra, het jy al ooit gewonder die verskil tussen die eerste en die tweede gebod? Wat sê die eerste gebod? Die eerste gebod sê, jy mag net een God hê. Die tweede gebod sê, jy mag nie 2 gode hê nie. Nou wat is die verskil? Want dit voel soms soos dieselfde gebod. As jy dan een God het, dan het jy mos outomaties nie 2 gode nie. Maar daar is 'n baie belangrike onderskeid wat die Here vir ons daardeur wys. Die eerste een is, jy het net een God. So dan moet net jy moet net God alleen aanbid. En die tweede een sê basies dat jy nie aan God se beeld mag verander nie, want dit is wat 'n afgod is. Dit is van die eienskappe van God, maar dit is so 'n bietjie verander en aangeskuur om hierdie afgod te vorm. So geliefdes, daar's 'n klem daarop dat jy nie aan God se beeld mag verander nie. Nou, vandag geliefdes, kan ons aan die beeld van God verander wanneer ons iets van God basies sê of glo of dink wat nie waar is nie, wat God nie van homself sê nie. En dis hoekom dit altyd so gevaarlik is as iemand sê, nee, maar die Here het vir my dit gesê. Wat die basies sê is God sal hierdie tipe dinge sê, nee. Gewoonlik vorm jy 'n beeld van iemand in dit wat hy van homself sê of dit wat hy sê. Nee, mees grootste gedeelte van ons beeld vorm vanuit dit wat iemand sê en wat hy doen, nee. So as ons basies sê die Here het gesê, dan moet ek seker maak dat dit uit die skrif uitkom, want baie keer is dit my eie gevoelens wat ek graag wil hê die Here moet vir my sê en dit kan verkeerd wees, nee, en dan is ons besig om te verander aan die beeld van God. Nou, geliefdes, Dawid het hierdie sekere beeld van God gehad. Sy beeld van God voordat hy koning geword het, voordat hy vervolg was deur Saul, was dat God hom gehelp het teen die leeu en die beer. God is die een wat hom gehelp het teen Goliat. So, jy weet, God is hierdie beskermer. Sy beeld was dat God vir hom oorwinning gee oor die 10.000. So dit is iemand wat hy gesien het as 'n beskermer en iemand wat hierdie goeders gee. Nou hierdie beeld van wat hy van God gehad het, word ernstig uitgedaag toe hy skielik moes vlug. En dan kan hy begin wonder, maar waar is God se beskerming? Waar is God se hulp in hierdie tye? So hy moes aanvanklik nogal goed gevoel het, en dan skielik word hy uitgedaag deur hierdie beeld. My geliefdes, weet jy, terwyl hy vlug, is die tye wat hy vir ons die meeste psalms geskryf het. En dis juis in hierdie donkerste tye wat hy openbaring van die Here ontvang het. Nee, so geliefdes, dis tye waarin hy eintlik de mekaar raak oor God. Nee, en wat hy gewonder het oor God se goedheid, wat hy gewonder het oor God se krag en sy genade en wat hy gewonder het oor wie God is. Ek weet, dit is baie interessant. Ons leer dat die meeste wat ons leer van wie God is, kom uit psalms. Basies in moeilike terme, nee, is die meeste teologie wat ons ontvang is uit die psalms. As jy sien hoeveel keer psalms aangehaal word deur die Nuwe Testament, dan besef jy, psalms was 'n groot mate van mense wat geleer het wie God is. Nee, en daarom, geliefdes, is ons maar baie keer ook versigtig deur die liedjies wat ons luister, nee, want dis juis in psalms en eintlik basies liedere, nee, psalms was van dit wat hulle gesing het, is dat 'n mens se beeld van God baie kan verwronge raak, nee, want psalms is gewoonlik emosioneel en jy wil iets mooi skryf. As mens baie keer die psalms lees, dan is dit baie keer heeltemal anders as die hedendaagse liedjies wat geskryf word oor die Here. En daarom, dis hoekom ons maar baie keer nog steeds versigtig is wanneer ons die liedere wat ons sing, dat dit moet waar wees,
Want dit is amper die grootste meganisme. En onthou die duiwel wat het juis, hy was die een wat hoofsaaklik daarvoor aangestel of dit gedoen het in die hemel, en hy was die een wat verlei het, nee, so ons moet maar baie versigtig wees. Maar geliefdes, die meeste wat ons leer van God is vanuit psalms, nee, vanuit die liedere. Nou geliefdes, om deur tye van tekort te gaan, leer ons baie keer hoe afhanklik ons is van die Here. Ons leer in daardie tye dat ons in afhanklikheid van die Here moet leef. Geliefdes, dis gewoonlik die tye wat mense die meeste die Here raadpleeg en 'n begeerte het om antwoord te ontvang van die Here. Dis gewoonlik die tyd wanneer mense God se nabyheid wil hê, wat hulle wil voel die Here is naby. Dit is gewoonlik die tyd waarin ons hunker na God se teenwoordigheid. Dis gewoonlik die tyd wat ons die nood daarvan besef dat ons 'n verhouding met die Here moet hê. So jy kan sien, dit is tye wat goed is vir ons geloof. Nou geliefdes, as koning, nee, ons gesê Dawid is koning, maar ons sien baie van Dawid se goeie eienskappe wat gevorm is oor hierdie moeilike tye. Nee, een van die groot eienskappe wat 'n koning en ons wat as konings leef hier op aarde, moet ons meegevoel hê met mense. 'n Goeie koning, nee, hy weet hoe voel dit om swaar te kry, hy weet hoe voel dit hierdie ouens wat deur moeilike tye gaan, dit maak van hom 'n goeie koning. Maar dit is wat baie keer ontwikkel deur hierdie swaar tye wat mense mee gaan. Tigtiging wat Dawid ontvang het, jy weet, toe hy nou self getigtig is, het hy so groot waardering gehad vir God se genade en sy barmhartigheid, en daarmee het hy ook self genade en barmhartigheid al hoe meer begin uitleef. Geliefdes, en een van die groot dinge wat ons van Dawid sien, is hy verloor alles. En tog in sy psalms dan skryf hy, Vader, maar moet tog net nie u gees van my af wegvat nie. En hy besef, wat is die belangrikste dinge om na te hunker in die wêreld? En dit besef hy, toe hy alles verloor het. So geliefdes, dis juist sulke tye, wat God aan ons vorm, en aan ons werk. En onder andere, sien ons dit in hierdie gebede, en dit is baie duidelik, nee, dat deur worstelinge, God iets goeds voorbring in hierdie tye. Nou geliefdes, kom ons kyk na Psalm 57, en ons kyk die verskillende dinge wat ons leer vanuit hierdie Psalm. Nou die eerste ding wat ons sien, wat Dawid sê, hy vra eers, Here, wees my genadig. Wanneer besef hy dat hy God se genade nodig het? Hier in die spilonk. En geliefdes, 'n gesindheid om met genade die Here te nader is uiters belangrik. Want geliefdes, die mens is baie keer, veral as dit goed gaan met hom, is hy baie, die Engelse woord is entitled. Ja, hy selfgeregtig. Baie keer voel die mens, maar hoorie, ek verdien iets. Kyk al hierdie goeie goed wat ek gedoen het. Ek verdien om goed behandel te word deur God. Dawid het 10.000 mense oorwin vir God. Nee, hy het absoluut homself gegee vir die koninkryk van God. Maar hy kom nog steeds en hy sê, maar Here, ek verdien niks. Wees my genadig. En baie keer, geliefdes, die gevaar van hierdie selfgeregtigheid is dat ek wil in gebed tree met die Here, maar ek soek 'n kaart om te kan speel. Nee, dat ek kan sê, maar jy weet, gee my hierdie en ek sal hierdie doen, en jy weet, ek wil in beheer voel. En die Here wil nie hê ons moet so om benader nie. Hy wil hê ons moet kom in onderworpenheid, dat ons na die Here toe gaan, nie as dat ek iets verdien nie, maar dat alles 'n genade is. Want weet jy, geliefdes, wat is die uiteindelike doel wat God met ons het in ons lewens? Natuurlik is totale onderworpenheid, maar ook 'n gevoel van dankbaarheid. En as ek na die Here toe gaan en ek voel, maar ek verdien iets, gaan jy nie dankbaarheid hê as die Here jou gebede verhoor nie. As jy weet jy verdien niks en jy ontvang iets, dan is jy uiters dankbaar. En iemand wat dankbaar is teenoor iemand anders, jy weet, wil graag doen wat hierdie persoon vir hom gee. Nee, en as ek voel, maar as ek nie dankbaar voel teenoor wat die Here vir my doen nie, dan gaan ek ook nie 'n nood, of ek gaan ook nie 'n gevoel hê van ek wil iets vir die Here doen nie. Nee. So geliefdes,
om te begin jou gebede en jou lofprysing met Heer, ek kom as niks en ek kort U genade. Is uiters belangrik. En veral dat ons sal reageer met dat ons sal onderwerp. Geliefdes, dan 'n tweede ding wat Dawid sê is, hy sê, Here, by U kom soek ek skuiling. Nou, hoekom is hierdie belangrik? Geliefdes, wanneer ons sê, ons soek skuiling by die Here, dan beteken dit dat ek erken dat niks anders my kan help nie. Jy weet, baie keer kom die mense en ons wil op ons eie kragte staat maak, ons wil self in beheer voel, ek wil, jy weet, eintlik ook nie altyd die Here se raad volg nie, ek wil my eie raad volg, of ek wil hierdie ou se raad volg, en deur te sê, ek kom soek skuiling by U, erken ek dat daar geen ander hulp is as U nie. Geliefdes, en jy weet, as ek prakties bietjie kan praat, net veronderstel, jy gaan deur finansiële druk, en jy weet, ek gaan nie na die Here toe nie, en ek maak my eie planne, en ek gaan soek op ander maniere hulp. Aan wie gee ek eer wanneer ek uit daai penarie is? Ek gee eer aan myself, of ek gee eer aan iemand anders, of iets anders wat my gehelp het. Nee, ek is dalk trots, en ek is nie dankbaar teenoor die Here nie, want ek het mos dit nou self bereik. En geliefdes, daai dat ek dit self bereik het, maak dat jy jou ook nie wil onderwerp aan die Here nie, want ek is mos nou sterk genoeg. Ek kort nie die Here nie. Maar dan kry jy baie die gevoel van wat Saul gehad het, nee, ek wil doen wat ek wil, ek gaan raadpleeg nie die Here nie, ek gaan volg nie sy weë nie, ek volg my eie weë. En daarom is, wanneer ons sê ons gaan soek skuiling by die Here, sê ons juist dit. Nou geliefdes, dan sien ons hoe Dawid die Here begin beskryf. Hy begin die Here beskryf as die allerhoogste, hy begin die Here beskryf as 'n God wat luister na gebede, en hy begin beskryf dat die Here hom, dat hy in die hande van sy vyande geval het. Hy begin die liefde van die Here te beskryf. Hy begin al hierdie eienskappe van die Here beskryf, en geliefdes, is so belangrik in gebed, nee, dat ons die Here beskryf, want die belangrikheid is nie om vir die Here te vertel wie hy is, die Here weet wie hy is, nee, maar dit is vir my om te besef wie die Here is. En die vraag wat ek my moet afvra is, glo ek dit? Glo ek dit wat ek van die Here bely? En geliefdes, is juis in moeilike tye wat ek hierdie eienskappe van die Here vir myself herhaal. Nee, dat ek dit weer en weer beskryf. En dis juist dan wanneer ek dit begin glo. Nee, wanneer ek dit sien en wanneer ek 'n begeerte het om hierdie goeders van die Here te raak te sien. Want baie keer ken ek daai eienskappe, maar ek wil dit nie altyd glo nie. Ek wil nie glo God is soewerein nie. Ek wil nie glo ek gaan eendag voor die Here staan nie. Ek wil nie glo dat hy in beheer is van alles nie. Maar as dit my moeilike tye wat ek graag dit wil glo, en as ek dit wil glo, dan begin ek dit baie keer glo. Soos my hart verhard, wat ek baie keer hierdie goed nie van die Here glo nie. Nou geliefdes, dan sien ons hoe die Here, hoe Dawid sy probleem vir die Here vertel. Nee, en dit is interessant, dit klink eintlik vreemd vir ons, want die Here weet dan sy probleem. Hy weet dit waarin Dawid homself bevind. Nou geliefdes, baie keer, jy weet, en die mens werk nou maar net so, is dat baie keer as ons vir iemand anders vertel van ons probleme, en ons vertel die Here daarvan, dit is dan wanneer mens daardeur werk. Baie keer is ons geneigtheid om nie daaroor te wil praat nie. Jy weet, party mense glo tot, as jy daaroor praat, dan maak jy dit erger. Geliefdes, dit is so dat jy nie vir jou probleme goed moet toeskryf wat dit nie is nie. Sê maar, as ek nou sê, ja, as hierdie probleem het my nou getref, en weet wat, dit gaan my oorweldig, en hierdie ding gaan my heeltemal oorrompel, en wat as dit gebeur, en wat as dat gebeur, nee, dan gee ons, wat ons basies dan doen, is ons begin lewe in 'n wêreld waar God nie bestaan, waar hy nie almagtig is oral, en dan gaan jy in vrees en angstigheid. So dit is so, nee, ek moenie begin so top oor my probleme, en dan net dink, joh, maar wat as dit gebeur, en wat as dat gebeur nie. Maar ek moet dit vir die Here vertel, en
uiteindelik weer herinner word daaraan, dat al hierdie goed wat ek glo, nie waar is nie, want as jy's baie, wanneer ek dit vertel vir die Here, dan herinner ek myself ook maar, hierdie goed wat ek glo, is ook eintlik nie waar nie. Nee, as ek byvoorbeeld glo, maar ek is heeltemal alleen in hierdie wêreld en so, nee, dit is nie waar nie, die Here is by ons. En juist van ons het vir die Here vertel, dan herinner die Heilige Gees ons ook, dat hoorie, maar jy glo 'n klomp leuns, wat ons dan moet raak sien. Nou geliefdes, ek sluit af, die Psalm sluit ook af, dat Dawid sluit af met loof en prysing van die Here. En dis eintlik vreemd, want hy was nou verlate deur die Here. Hy was alleen gelaat, en hy eindig tog met lof en aanbidding. Nou kom dit belangrik. Baie keer kan ek nou met die Here praat, maar ek gaan nie in 'n staat van dankbaarheid in nie. Ek sluit nie af nie. Ons kan baie keer vir die Here ook sê, Here, ek voel verlate deur U. Dawid sê dit baie, Jesus sê dit self, Here, Vader, hoekom het U my verlaat? Nee, ons kan dit vir die Here bely en sê, maar dan moet ek weer tot die besef kom, en ek moet altyd so afsluit, dat die Here my weer die oorwinning sal gee. En met 'n dankbaarheid teenoor die Here. Onthou die 10 mense wat Jesus genees het, die 10 melaatses, kom net een terug om dankie te sê. En Jesus is verbaas. Maar dit is uiters belangrik vir ons om so af te sluit, met danksegging, met aanbidding en lof aan die Here. Dit is altyd belangrik vir ons om weer terug te gaan en weer te fokus op die Here, want dan is dit wanneer ons onsself toewy aan weer te besef wie die Here is, wat hy doen en wat hy ons alles aan sê. En geliefdes, die belangrikste ding is as ons so afsluit, dan begin ons weer respek en ons kry ontsag vir die Here en ons kry dankbaarheid teenoor die Here, en dit is waar toe ons uiteindelik moet uitkom, nee, soos Dawid, en omdat die Here hom juis as gevolg van sy eer en respek vir die Here, dat die Here hom nie gelos het nie, maar hom weer herstel het deur tugtiging en alles, en dit is waar ons uiteindelik wil uitkom. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, U weer ons dankie. Ons loof en prys U dat ons, o Heer, kan weet, Heer, U is naby ons. Heer, dat ons die psalms kon lees, gesien het dat, Heer, is juist baie keer die uitdagings en die moeilike tye waardeur ons gaan, wat ons nader aan U bring. Heer, help ons om nie moedeloos te wees nie. Help ons om U hand in alles te sien, dat ons U sal loof en prys, ook in sulke tye. Heer, maar dat ons U verlossing sal sien in dinge wat ons doen. Heer, en daarom bid ons. Deur alles waardeur ons gaan, kom verlos ons van ons kragte heeltemal wil ingee. En Heer, help ons om te fokus op U genade. Heer, kom help ons om ons aan U te onderwerp. Heer, U is groot en magtig. Dit wat U ons gee is so groot genade. Heer, en help ons dat ons deur ons lewe op 'n punt sal kom waar ons nie anders kan as om U lief te hê en U te wil loof en prys U. Heer, U is dit waardig. Heer, al kom ons met dit wat ons het en is dit ook maar net drek, is U ons so genadig om dit te aanvaar. Heer, kom suiwer ons harte. Kom help ons om eerbied en ontzag vir U te hê. Heer, dat ons werklik sal besef wie U is. Heer, kom hanteer ons in die liefde en genade. Moet ons nie oorgee aan onsself nie. Heer, kom maak ons nederig voor U. Heer, ons bid dit nie enigstens dat ons dit verdien nie, maar alleen in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, ons het sien die beeld van God is baie belangrik, daarom sluit ons af met beeld van God. Zorgvuldig aan mekaar geweef om te
na ware liefde vra. Mag ons omgee en lief hê en so sy naam vereer. By almal wat ons soek is na die antwoord op ons seer. Mag ons omgee en lief hê en so sy beeldheid dra. In 'n wêreld wat verward is en na ware liefde vra. Mag ons omgee en lief hê en so sy naam vereer. By almal wat ons soek is na die antwoord op ons seer. By almal wat ons soek is na die antwoord op ons seer. Geliefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit Psalm 57 vers 11. Want u liefde reik tot in die hemel, u trou in die wolke. Amen.